Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 5 doen. Kom ons vra gou vir Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Moses en Aaron verskyn voor die koning van Egipte, die volk kla oor die swaar werk. En daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, ietsie pla my. Ek wil net gaan okay, nee, skus. So die vorige koning voor Farao okay, so Farao. Ek het net gekyk. Koning Farao was koning toe toe Josef gelewer het. So hy lewe lank. Okay. Exodus 5 vers 2. Maar Farao antwoord, wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. So die Bybel noem nou sommer die volk van Jakob Israel. Vers 3. Toe sê hulle, die God van die Hebreërs het ons ontmoet. Laat ons toch 3 dagreise ver die woestyn intrek en aan die Here onse God offer, sodat hy ons nie tref met die pes of die swaard nie. Maar die koning van Egipte antwoord hulle, Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Loop na julle werk toe. Verder het Farao gesê, kyk, die volk van die land is al reeds baie, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk. Daarom het Farao dieselfde dag aan die drywers onder die volk en die opsigters bevel gegee en gesê, julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstene te maak soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid bakstene wat hulle gister en eergister gemaak het, moet julle hulle oplê en niks daarvan verminder nie, want hulle is lui. Daarom roep hulle en sê, laat ons gaan, laat ons offer aan onse God. Laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees, en nie op leenagtige woorde let nie. Toe die drywers van die volk en die opsigters uitgegaan en tot die volk gespreek en gesê, so spreek Farao, ek gee julle geen strooi nie. Loop haal self vir julle strooi waar julle dit kan kry, maar van julle werk word niks verminder nie. Toe die volk in hele Egipte land rondgegaan om stoppels te versamel vir strooi.
En die drywers het aangedryf en gesê, voltooi julle werk volgens die eis van elke dag, net soos toe daar strooi was. En die opsigters van die kinders van Israel, wat Farao se drywers oor hulle aangestel het slaag gekry, met die woorde, waarom het julle gister en vandag nie soos tevore julle bepaalde werk om stene te maak volbring nie? Daarom het die opsigters van die kinders van Israel gegaan, en hulle het geweeklaag by Farao en gesê, waarom maak u so met u dienaars? Aan u dienaars word geen strooi gegee nie, en hulle sê vir ons, maak bakstene. En kyk, u dienaars word geslaan, maar die skuld lê by u volk. Maar hy het geantwoord, lei is julle lei, daarom sal julle, laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Daarom sê julle, laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Nou dan loop werk, meer strooi sal julle nie gegee word nie. Evenwel moet julle die hoeveelheid bakstene aflewer. Toe sien die opsigters van die kinders van Israel dat dit sleg met hulle gaan, met hulle staan, omdat daar gesê is, julle mag julle bakstene volgens die eis van elke dag nie verminder nie. En hulle het Moses en Aaron teëgekom, wat daar gestaan het om hulle te ontmoet, as hulle van Farao af weggaan, en het vir hulle gesê, mag die Here op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat gemaak het in die oë van Farao. En in die oë van sy dienaars, sodat julle 'n swaard in hulle hand gegee het, om ons om te bring. Toe gaan Moses weer na die Here en sê, Here, waarom het u hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het u my tog gestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het, om in u naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel. En u het u volk glad nie verlos nie. Daarop het die Here Moses geantwoord, nou sal jy sien wat ek Farao sal aandoen. Want deur 'n sterke hand sal hy hulle laat trek, ja, deur 'n sterke hand gedwing, sal hy hulle uit sy land uitdrywe. So is wat God gedoen het. God het Farao se hart verhard. En hy het gemaak dat Farao meen is met die volk. En nou het hy rede om vir Farao te straf. Dis basically wat God gedoen het. En dis die einde van Exodus 5. Tot die volgende keer.